Nou, op 'n dag het daar 'n vreemde majoor gekom. Hy het toe vir ons 'n lesing kom gee oor die totale aanslag teen ons. Toe spel hy vir ons uit dat die oorlog is eintlik net 20% militêr. Dis 80% politiek en dit was vir my die grootste teleurstelling van my militêre opleiding. We the soldiers and the airmen and the sailors had to pull the chestnuts out of the fire because of the cock-ups that our politicians had made. And we did it damn well. Al die inligting of wat ons gedoen het op daai stadium wat ek en Botties nog hier was alles onder 'n kombers. Dit is een van die groot faktore wat ons nou maar aanvaar het, is deel van die operasionele take wat toegedeel is aan 3-2 om te doen. Ons draai voor weer. En dan kruis nog 'n osewelle weer. Ja. Hey, Waar is hy? vamos embora. Vamos. Ons is in die ek weet nie julle nie, ja, maar ons is in die skoolsaal bymekaar gemaak. Toe die skoolhoof gesê ons moet nou registreer. Ek dink ek was in standaard 7. Toe die skoolhoof gesê ons moet registreer vir diensplig want alle blanke mans in daai stadium was volgens die verdedigingswet van 1957 was dienspligtig. Ek dink dit in die middel van matriek het ons toe nou die oproepinstruksies gekry en ons was baie opgewonde daaroor. Ek meen die hele milieu was maar deur die kadet stelsel om jou voor te berei vir diensplig en uiteindelik dan nou jou land te gaan verdedig op die grens. Ons het maar almal gehoor van grens toe gaan en baie van ons wil gaan. The greatest honor of citizenship is to wear the uniform of our country's armed forces. This must be done with dedication, distinction, pride. Pride in your uniform, your equipment, and your image in the public eye. Ons het 'n onderwyser by die skool gehad, Martinus Leroux, wat op die Springbok stip was, rugbyspeler. Toe sê hy, luister hierso, nou kom ek vat julle net so eers by Roberts toe. Want ek weet vir julle wys hoe werk die army. En toe sê ons, luister, nou julle net onthou. Julle is taffies. Julle gaan werk nie in 'n stoor of ergens in die army nie. Julle is tog manne. Julle gaan daar voor waar die dinge gebeur. Ek is toe opgeroep na die diensvakskool wat toe die chefs is. En toe besluit ek. Toe ons nou daar kom, toe besluit ek, kyk, daar is nou een manier, ek weet nou nie hoe nie, maar ek dink nie ek wil maar die potte werk nie. Ek sê die ouens moet ook daar wees, maar ek dink nie ek wil heeltemal daar wees nie. Dus ek terugval skerm af. Wat vir ons nou baie nice was, daar was seker omtrent 7 van my pelle gewees wat ons is almal saam opgeroep Oudtshoorn toe na een saai toe vir ons basiese opleiding en van daar af was jy uitgeplaas. Deur Piet Retief het ek my eerste grenskamp gedoen. En toe sê ek vir 'n onderhoud roende toe, het ek net klaar 'n mortier kursus gedoen by Piet Retief en toe was daar 'n plek gewees vir mortieris, ek weet in 3-2. Dus ek net gou af om die goeie of die slegte nuus vir jou ouers te vertel en almal en toe ek op 3-2 toe. The South African Border War took place between 1966 and 1989 in Southwest Africa and Angola, between the South African Defence Force, backed by its Western allies, and SWAPO, backed by the MPLA government in Angola, the Soviet Union,
and Cuba. Set against the backdrop of the Cold War, it was the era of apartheid and the entrenchment of Afrikaner nationalism based on Christian nationalist ideology. The National Party government developed a strong military power to safeguard its borders against the total onslaught of communism. Russia, of course, saw the gap. If you're sitting with South Africa, and you're under your control, you command the strategic situation. Russia was still building forth on Stalin's idea of world communism. And they wanted Africa to take over Africa, to weaken the West, with the idea, obviously, of taking over the West as well. So we contributed, in my opinion, immensely, as Africans, contributed immensely by keeping Russia at bay. If we hadn't done so, they would have taken over Namibia, and that would be a kick-off point for the rest of Southern Africa, for South Africa itself. And that is where the idea came from, initiated by General Viljoen and picked up by Marcus Malan and P.W. Botha, the thing of total defense, because there was a total onslaught against us. Their loyalty and fearlessness in the face of the enemy is a proof of the undoubted quality of the South African soldiers and their determination to love, fight, and to die for this beautiful country of ours. I want to make it perfectly clear that neither the international community at large nor any particular state will dictate to us what the contents of our political program should be. The world must take note and never forget that we are not a nation of weaklings. We do not desire it and we do not seek it, but if we are forced to go it alone, then so be it. Daar het 'n persoon van die hoofkwartier af aangehardloop gekom en gesê ek moet dadelik kom, ek is op orders voor die bevelvoerder vir infantry skool. En sê jy gaan 3-2 bataljon toe, weet jy waar is dit? Ek sê toe nee, ek weet nie waar dit is. Hy sê dis baie ver hier vandaan. Bel jou ma vanaand, jy gaan haar nie gou weer sien nie. Nie een van ons het geweet waar presies is 3-2 bataljon en wat daar aangaan nie. Ons het geen idee gehad nie. Ons het net geweet dit is op die grens. En die volgende dag toe het 'n kaptein gesê, hy dink ons moet Roendo toe gaan. En nou ja, toe ons op Roendo kom, het die bataljonbevelvoerder na ruk met ons kom praat en vir ons nou toe vertel, toe hoor ons vir die eerste keer waar gaan 3-2. Dis 'n geheim en ons veg met Angolese troepe. En hulle praat, die voertuig is Portugees en ons gaan vir lang periodes in die bos wees en dit is hoë risiko, dis gevaarlik en toe jy nou mooi klaar vertel het. Toe sê, luister kerels, is jy die enige man hier wat nie hiervoor kans sien nie. As jy nie kans sien hiervoor nie, kan jy nou vir my sê, ek sal dit nie teen jou hou nie, dan sit ek jou op 'n vliegtuig na die eenheid van jou keuse toe. Nou ja, ek meen jy's van skool af, is jy voorberei om grense te kom en jy wil terroriste kom skiet wat jou land wil vat en ek meen hier is jy dan nou. Jy sal versier. Jy gaan mos nie nou sê jy wil nie hier wees nie. Dat jy gaan voel soos jy hardloop nou weg. Jy's 'n verraaier. Ek het nou net gewonder, okay, hier is ons dan nou. Die oorlog begin en ek moet lewendig aan die ander kant uitkom.
one day, General Flynn walked in there, and he wanted to be briefed. He was in the Major General, he was Director General of Operations for the Army, and he was briefed what was going on the border by Gerrit Nel, and he looked over his shoulder and saw me sitting there. He said, "What are you doing here, Jan?" So I said, "I'm doing fuck all." So he said, "What do you mean?" I said, "I've got nothing to do." He said, "Oh." But you could see he was getting uptight about this. So come and see me after lunch. I went to see him after lunch, and Gerrit thought I was in for a high jump, and I did too, actually, because you don't speak to a general like that. I mean, especially not General Viljoen. I mean, you don't swear in his presence, you see. So I went and walked to his office, and he said to me, "How would you like to go back to the border?" I said, "Please, this what? He said, "You go and train the FNLA battalion. Off you go. And I'll arrange for you to get some of your old wreckage to go with you." We didn't really know who were there. We didn't know whether they were MPLA or whether they were FNLA or whether they were UNITAs, because they were fighting against each other, all three of them fighting against each other. So we went there, it was a bit dicey. That's where I met these people. And they stood there. I've never seen anything in my whole life. I've seen some disgusting doing armies or units and whatever, but this lot they were really bad. I mean, I think there's something between 8 and 12 rifles amongst them with barefoot and saws all over them. They were sort of staggering around with hunger and so forth, and they were really, really in a bad state. And that is how 32 Battalion, our Bravo Group was formed. They were not then known as 32 Battalion, known as Bravo Group. And so we went to war with them during Savannah. Ek die eerste keer in Buffalo gekom het, dit was sterk skemer. Ons het met 'n smal grondpaadjie het ons van die Golden Highway af gekom en deur die bosse gekronkel, en ewe skielik is hier net 2 pilare met 'n stuk houtpaal wat die 2 pilare aan mekaar bo waarin sulke geel letters geskryf was 32 Battalion, en daar het so 'n snaakse gekriewel teen my rug afgegaan. Ek het besef hier is nou 'n onbekende plek, en ek het 'n gevoel gekry hier gebeur dinge. Ons was net 'n paar dae in die basis, en die dag net na Kersfees was ons op die paradegrond, en toe kom sê iemand net daar dat 3 pelotons moet onmiddellik regmaak om bos toe te gaan, en toe vra ek nou maar, waar is my peloton? Toe staan daar so 10 rekrute wat net pas klaar opleiding gehad het, en toe sê hulle vir my, daai is jou peloton, en my moed het in my skoene gesak, en dan dink ek, daai klomp nat gereende hoenders daar, moet ek nou met hulle gaan oorlog maak. En die volgende dag is ons op die voertuig gelei, en ons is getroepeer, en my oorlog het begin. Ja, hier waar ons nou ry, as jy jouself nou terugsit in tyd, 30 jaar gelede, was jy glad nie op 'n uitstapie as jy hier gery het nie. En soos ons nou kyk, dis die grens. Dis die grens. Ja, nou kom ons kyk hier, min of meer, waar is ons? Al hierdie plekke, ek meen het 'n storie. Hier is oppies geskiet op die kaplyn in die hinderlaag. As 'n ou verder aangaan met die kaplyn, sien jy by Bakken 32, daar is Willie de Vos geskiet. Ook in 'n hinderlaag, 'n pelotonbevelvoerder. Daar is Mamohandi, hier was daai groot geveg 8 Februarie 1978. Van der Skriel is die eerste keer hier in die keel geskiet. En daar het 4 of 5 van sy troepe weggeraak. Ja, kyk, ons het ook, een van my troepe het hulle ook gevang. En ons het hom nooit weggekry nie, so ek dink tot vandag toe weet ons nie waar is hy, en het hulle hom tereggestel, wat het hulle met hom gemaak nie, en so ja, jy's reg. Wat is hy troep se naam? Dit is J. Joe.
Het so 'n ou put gestaan, was dit nie? Ja, hy was 'n ou wrakke daar. Ja, maar dit was oop. Dit was oop. One hell of a party. The old hands, the youngsters and all. This don't happen often, so let's take the chance to get as wrecked as we can. Pick up your glasses, my brothers in arms. Let's have more whiskey and cane. Let's talk about yesterday's jitters and laughs, and forget about storms and the rain. Pick up Hey, your manne. glasses, my brothers in arms. So lê ons Let's spore have hierso, more hè? whiskey and rum. Maar die bos vir hom nou vinnig uit. True love united we'll stand, and let's take the bad as it comes. To cheers to the boys who are absent. We surely miss them as we must. Big Daddy hulle is hier weg op 'n groot operasie. Hulle was, ek dink 5 pelotons. Hulle is hier in oor die grens na 'n plek toe met die naam Mamohandi. SWAPO moes hulle opgemerk het, hulle het 'n bietjie te na in die Shanna geloop en daar het Corrie en Steve se pelotons in 'n massiewe hinderlag ingeloop. En Eddie hulle wat linksom was, die bos was so dig toe hulle sien dis omtrent binne in die SWAPO basis en hulle daar vasgepen geraak oor en weer skietery. Toe dit donker word, is hulle nog steeds daar so ammunisie byna gedaan. Ek onthou, ek het nou opgestaan die oggend, toe kom die choppers in met die ongevalle met die Cassavex en ek sal nooit vergeet nie. Dit was die 2 choppers wat kom land het en ou Big Daddy het uitgeklim. Wit verband so om die kop. Hy was hier agter in die agterkop gewond. Loukie het 'n kopwond gehad, hy was verbind. Ons het vir Vanus Kriel uit een van die choppers gelei en hy het 'n wond gehad en net hier so links van sy keel by sy steelbeen. En ons het vir Vanus onder die boom neergelê en hy was baie moeg en hy was dit het glad nie goed gelyk nie en ons het maar probeer bemoedig. Ek meen, wat sê jy nou eintlik? En die ander helikopter wat ek nooit sal vergeet nie, was net hierdie hoop dooie troepe. Dis kamoufleer uniforms en goed en ons het daar ingekyk en ek het gesien daar is beweging in die hoop en ons het 'n troep daar uitgetrek. Toe sê ek vir die ouens, kerels, want die troep lewe nog. En hy het sulke stuiptrekkings gemaak en ons het hom ook uitgedra en ek onthou nog hy het hier so oor my linkerarm met hy gebraak. Experiences, and I've never came across any one of them who wasn't touched. Obviously, they showed it in different ways. As jy hier in die plek ingery het, vra vir Kobus, die plek het net iets aan hom gehad. Dit is, jy het net gevoel, hier's moeilik, het jou nekhare het oorend gestaan en as jy nou daar aan die oorkant van die Shanna en die maan kom op en met die kerkie, jy weet dis spookagtig, die wit kerkie en is alles is doodstil en Hy is nie 'n hond wat geblaf het nie. Niks, dit was so. dit het 'n begraf
Aan flarde, absoluut aan flarde en die pelotonbevelvoerder het dit baie ontsteld. Geweldig. En vir die troepe ook, dit was erg traumaties. Hier was 'n man nou saam met julle en hier hang sy stukke aan die bome. Destyds toe ons patrollies geloop het, dan jy nou maar in die aande, jy dan maar vir jou geskikte plek gekry om 'n tydelike basis in te rig. So jy net as dit begin lig word, dan jy weer opgebreek en dan jy weer aangegaan. En waar ons nou staan is operasionele gebied gewees. So die area waar ons nou is, dis die area waarin ons en ander Suid-Afrikaners tydelike basisse gemaak het terwyl ons op patrollie is. The Battle of Kasinga took place in 1978 and was the South African Army's first major airborne operation. In military terms, the attack on Kasinga was a complete success. SWAPO's main base and training camp inside Angola was destroyed. The death toll of almost 1,000 guerrillas meant that 1/3 of SWAPO's southern Angolan force had been wiped out, a victory for South Africa. However, this brought international condemnation as SWAPO maintained that the base was a refugee camp and claimed that the SADF had killed many defenseless refugees. This was strongly denied by the South African government. Colonel Jan Breitenbach was the commander of the parachute battalion. In the heat of battle, a child who had been abducted from her village by SWAPO guerrillas approached him. Yeah, it was a young girl, she was about 16 years old. She said to me, I want to go home to my mother. Please, will you take me home to my mother? Well, these, I think, about 15 or 20 children. There were others as well, but they weren't there. So I said to her, I can't take you back because the choppers can only take so many paratroopers. I can't take you back. And she cried. Now, it just so happened that I could have taken them back because one chopper got off, who was totally empty, because they overloaded some of the other choppers. Now, that grieves me to this day. I could have taken them back, that little group. But I was in the middle of a fight, you see, and I didn't think any further about this until I got back. I could have brought them back. I'm feeling guilty because I still see them, these little guys and little girls. Ek het een groot ding gehad dat ek meer die hele tyd geworstel het. En dit klink baie snaaks, maar ek het 'n soort skuldgevoel gehad oor die vriende van my wat hier agtergebly het, wat dood is. En dit was vir my 'n geweldige wroging. Hoekom het die goeie ouens gesneuwel en party van ons wat eintlik minder verdien het, ons het dit gemaak. En vir my was dit nie regverdig nie. Soos Botties ook gesê, die ouens wat gesterf het, as ek situasies in my lewe baie keer moeilik raak, dan dink ek terug mense wat saam met my was, wat hulle lewens verloor het hierso. Hulle sou hierdie goed graag wou face. En dit het my baie keer weer krag en daai woema gegee om te sê dis eintlik niks waarmee jy besig is. Met 'n groot op soos jy in die aand in Angola instap, is die grootste beklemming. Dit is soos net voor jy opdraf vir 'n groot rugbywedstryd of enigiets. Jou hele maag is vol vlinders. En my spesifieke storie is hoekom dit vir my so baie geraak het. Ek het die mortiere ingedra. En ons het almal met 'n enkel linie ingestap in die 1:02 die oggend. En dat hulle vir my gesê, luister, as ons instap op 'n enkel linie en ons slaan 'n kontak of enigiets, moet ek die mortiere gooi. Nou my grootste vrees was, waar gooi jy die bomme? Dit is spik donker nag. Hoe ver is die mense voor jou hierdie linie uitgestrek voor? En dis 'n ontsaglike verantwoordelikheid. Jy weet, dit is hier, ek het dit doen met my eie mense. En dit was my die taaiste gewees van die hele storie. I think what happens if you are in a war, you are exposed to
extraordinary situations. And in order to survive, I think it's all about surviving. Let's be very real about that. A human is able to develop coping skills. And then you develop whatever is needed to survive emotionally. Die eerste keer toe Boeties my gebel het en gesê het, jy weet, ons moet opkom hiernatoe. En so het ek in die eerste plek gedink het, gaan het ou gedagtenis, jy weet, met die mense wat ons verloor het hier en die slegte herinneringe opbring, wat totaal al glad nie gebeur het nie. Het is basies gewees wat ons wou gedoen het, is om net te kom en kom vrede maak, en alles begrawe wat sleg kon gewees het en vorentoe gaan en regtig waar positief wees oor die hele ondervinding wat ons hier gehad het. Het warm mense hart om te sien dat daar nie letsels was wat ons hier gelos het nie. Ek bedoel, al die letsels is besig, soos die bos besig is om al die basisse toe te skuif. Weet, so is daar letsels nou lankal al verwyder. Ek dink dit is soos die Engelsman sê, 'n eye-opener. Nee, ek dink nou gisterand toe ons weer terug is in die bos, eerste keer is dit eintlik 'n vreemde gevoel en 'n ervaring om te slaap sonder om te dink wat moet jy doen in die nag. En ons het so probeer slaap, ons gedink is nie meer nodig vir wagte in die TB nie. Nou myne tot so 2 uur gehou, toe besef ek nee, ek is weer terug hier so, ek moet miskien maar 'n bietjie loer wat aangaan. Ek het 'n drang gehad om terug te gaan en om te gaan kyk, hoe is dit? En toe het ek besluit, ek wil die boek skryf, want die mense by die huis het nog steeds nie die waarheid gehoor nie. Daar is so gelieg vir hulle, daar was soveel misleiding. Dis nou 25 jaar later en dit is nou tyd om die waarheid te vertel. Ons kan nou alles op die tafel sit. Die boek het baie vir my as persoon gedoen om dinge agter my te sit en om vorentoe te gaan, maar wat baie belangrik was, is ek het eers gekom en ek het kom
toe ons nou klaar is hier en ons klaar uit en nou is jy terug in die siviele samelewing en jy moes maar net eenvoudig aangaan, asof jy gister uit matriek het gestap het en nou gaan jy na 'n werkplek toe of in my geval jy gaan universiteit toe. Ek was gewoond, ek was in my peloton die bevelvoerder. Jy 30 manne saam met jou en ewe skielik bevind ek my in Bloemfontein in 'n buitekamertjie en daar sit jy. Jy's alleen. Is nogal eensaam en jy verlang terug. Daar was nie sprake van enige debriefing nie, want dit was natuurlik ook geheim. Jy's die sweye opgelê, is weer maar geheim, dit is 'n oorlog. Jy kan nie los en vas sommer nou gaan uitpraat nie. En met wie praat jy nou eintlik daaroor? Dis iets in 'n ander land, dis heeltemal in 'n ander wêreld. Die mense hier het geen begrip gehad daarvan nie. I think people in this country had to cope with a lot of adaptations, specifically men, from this young men who turned into men in 2 years, then had to either become students or carefree after that. And what do you do if you don't cope that well? You connect with your old friends and you start withdrawing because you don't fit in so well in this new context. And then obviously you try and escape through either alcohol or other kinds of abuse. Or the frustration starts taking its toll. Die oorlog het 'n impak op ons almal gehad. Die belangrikste was dat ons het as seuns hiernatoe gekom en die oorlog het van ons manne gemaak en ons is as manne hier weg en alle oorloë kom ook maar tot 'n einde en so die oorlog wat vir my as 'n 19-jarige gevoel het of dit net vir altyd gaan aanhou, het dit ook maar tot 'n einde gekom en is dit ook reg so. Die bataljon het destyds uit Suidwes-Afrika na Pomfret gekom met 'n reputasie as een van die beste gevegseenhede in Afrika. Oh, when I was still commanding officer of 32 Battalion, I went to see, well, General Malan came to see us and I asked him what's going to happen to these people once the war is over. So he said, well, what do you suggest? I said, well, I suggest we keep them in the army. He agreed with me and P.W. Botha came, he was the Minister of Defence, he made the same commitment to the troops that they would stay on. John Foster made the same commitment eventually. Soldate van die omstrede 3-2 bataljon wat onlangs in die nuus was na voorvalle in swart woongebiede, gaan na eenhede in minstens 3 provinsies uitgeplaas word. Die eenheid wat oor 'n maand ontbind het vandag sy laaste medaljeparade gehou. So I was in civilian life when I heard rumors that they're going to disband 32 Battalion. So I thought that, well, the promise has been made by the heads of government that they will not be disbanded. And 3 weeks later, they were disbanded on the radio and television by Mr. de Klerk. Het is eintlik 'n hartseer dag geweest toe die troepe nou vir oulaas op die paradegrond basies gemarseer het en wat vir my nogal opgeval het is die trots en die passie waarmee hulle nog gesing het daai dag toe hulle op die paradegrond geloop het. Onthou jy vir die generaal.
Generaal Meiring moes die politici se vuil werk doen. En ons was baie ontsteld omdat dit 'n politieke besluit was en die politici by herhaling gesê het, ons is op die grens om tyd te wen vir hulle sodat hulle die nodige hervormings kon deurvoer. En as dit dan vir hulle so belangrik was, hoekom het nie een van hulle kans gesien om ons in die oë te kom kyk op Pomfret en te sê dankie vir wat 3-2 Bataljon gedoen het. Nie eers 'n boodskap wat voorgelees is van die staatspresident nie, niks nie. Nie die minister van verdediging nie, niemand nie. Asof ons vir hulle 'n probleem geword het. Want op daai stadium was die ANC hulle gespreksgenoot. En het ons die idee gekry, ons het nou ons doel gedien, ons is 'n lastigheidjie waarmee nou gehandel moet word en waaroor die gordyn nou toegetrek moes word. This country had forgotten that they owe a hell of a lot to them, because for every black man that was shot, at least one white man was saved. Because they went there where the whites didn't go, deep into Angola. And people like de Klerk should take that in his bloody pipe and smoke it. Because he had betrayed those guys who fought for South Africa, for a better South Africa. Ek kan nie glo dat mense kan vassteek by Soweto in 1976 en by die swart jeug, korrek, ja, maar asof hier nie 'n wit jeug in hierdie land was in 1976 nie. Dit is onmoontlik. Maar politici wil menings vorm, hulle wil besluite neem om ons uit te sluit. Ons is betrokke by 'n oorlog waarvan hulle geen idee gehad het nie. Ons ouers hier het dit nie eers gesien nie. Ons is uit ons land uitgeneem, ons het in 'n ander land moes ons gaan oorlog maak. En hulle weet daarvan niks nie. Hulle kan hulle nie daaroor uitspreek nie, maar hulle wil vir ons kom sê, luister, julle gestorwenes se name sal nie op monumente geplaas word en op vredesmure wat ons ontwerp nie. Dit is vir my eenvoudig verstommend. Hoe hierdie mense kan maak asof ons net eenvoudig nie bestaan nie. The ANC is an ineffective government. They can't govern. They don't know how to. I'm not talking about you see, their problem is that they don't understand that it is, if you got power in your hands, governing power, you must apply that power to the best of the nation. And they don't know how to do it, because they've gotten rid of the people who could have helped them to do it. Ons het seker in die vorige bedeling was die nie het seker in die blanke was bevoordeel. Maar die wyse hoe regstellende aksie toegepas word, glo ek nie is in belang van die land nie, glo ek nie is in belang van die mense wat geraak word nie. Maar in die wêreld het ons maar geleer dat waar een regering aan die een oorneem, is dit deel van hulle strategie om vir hulle mense beter bedeling te bewerkstellig, en was ons die slagoffer van die huidige oorname van die ANC by die NP. En die tipe goed, dink ek, werk teen Suid-Afrika. Dit maak 'n ou baie keer bitter en dat jy wonder of dit die moeite werd is om vir jou kinders te sê, dis vir julle 'n land, dis 'n vaderland waar julle vir julle kinders 'n toekoms kan bou. Die nuwe regerders moet besluit, is dit nou die situasie wat ons wil hê? Wil ons nou hier weer 'n struggle hê? Hierdie keer nou van die
van die wit mense se kant af. Ons wil tog aangaan. Hier is soveel geleenthede in die land. Ons wil die land vorentoe neem. Ons wil saam vorentoe gaan. The anger, the hurt. What I do hear is that people are speaking up more and more, and I think that's a good thing. And it might sound strange, but it's better if people are talking and are able to start venting. Although in the beginning it might be blaming, very reactive, at least that is the beginning of hearing where their souls are. En die oorlog het verbygegaan en daar het 'n nuwe politieke bedeling gekom. Ons moes daarbey aanpas en nuwe uitdagings en vir my is dit werklik waar die grootste lewensles wat ek geleer het. Die lewe is 'n proses van verandering. Dit kom. My wens vir die toekoms is dat ons almal in harmonie en vrede kan lewe. En in veiligheid. Ek wil in 'n land lewe waar ek veilig is, waar my kinders veilig is en waar ek vry is en waar ek kan uiting gee Ek dink mens, jy waardeer die lewe meer want jy was al in situasies, nie dat ek sê die gewone ou nie dit was nie, maar ek as ek vir myself kan praat, dan besef 'n ou, jy het 'n paar keer in jou lewe, het jy gesien, dit kon jy gewees het waar die ander ou was, en jy kansse in die lewe gekry, en dit het miskien 'n rol te speel dat jy die lewe meer waardeer, en alles nie as vanselfsprekend beskou nie, maar dit waardeer, en ook die vriende en die familie om jou, ook meer waardering. Wel, as jy in Suid-Afrika wil bly en jy wil jou beste doen hier vir jou familie en almal, dan val 'n mens in. Dus daar is nie vir my 'n saak van om nou te rebelleer, om met die vyand nou was en so nie. Die groot ding, mens kan bitter daaroor wees, maar jy kan jy vir jouself net besluit jy maak vir jouself 'n beter lewe met die